Romeine 12 vers 1 en 2. En nou doen ek 'n beroep op julle. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander, deur julle denke te vernuwe. Hinker jy daarna om nader aan God te leef, en om sy teenwoordigheid daagliks meer tasbaar in jou lewe te ervaar? Smag jy na 'n dieper verhouding met hom? Ek het goeie nuus vir jou. Dis God se grootste begeerte dat ons hom beter leer ken. Hy verlang na 'n diep en innige verhouding met my en jou. Soos 'n aardse ouer smag na 'n mooi verhouding met sy of haar kind, so wil ons hemelse Pa 'n hegte en liefdevolle verhouding met ons hê. Hy het nêrens heen gegaan nie. God is nie ver soos ons soms verkeerdelik dink nie. Nee, dis dikwels ons wat sy hand los of van hom af wegdwaal. Hy kan nie wag dat jy weer jou volle self vir hom gee nie, dat jy hom jou eerste prioriteit maak nie. Hy vra nie godsdienstigheid van ons nie. Nee, hy wil nie hê ons moet 'n klomp reëls slaafs nakom nie. Hy wil hê ons moet hom beter leer ken en hom lief hê. Wanneer ons in verhouding met hom leef, buig hy ons wil om, sodat ons meer en meer sy wil doen. Jesus vertel een van die mooiste stories ooit, om ons te wys hoe ons verhouding met God kan herstel en verdiep. Die verhaal handel oor 'n seun wat weggedwaal van sy pa af. Hy het in 'n verre land sy erfporsie verkwansel en het met absoluut niks as varkoppasser opgeëindig. Daar in die varkhok het hy met 'n skok besef dat sy pa se werkers beter af is as hy. Hy het besluit om terug te gaan huis toe. Die verhaal leer my dat verandering in jou verhouding met jou hemelse Pa gebeur wanneer jy desperaat smag daarna. Wanneer jy soos die verlore seun besef jy wil nie meer leef soos jy tans doen nie. Jy wil terug aan huis toe, na jou pa toe. Die seun was bereid om as slaaf vir sy pa te werk. Hy het al te goed besef hy het droog gemaak. Hy het gegaan om jammer te sê. Die ommekeer in sy lewe en gedagtes was die begin van die herstel van die verhouding. Die wonder van hierdie verhaal is dat die pa, al het sy seun hom verneder deur vroegtydig sy erfporsie op te eis, sy seun tegemoet gehardloop het. Dis amper asof hy dag na dag gesit en wag het vir sy seun om terug te keer. Hy het na die horison bly staar. Daar was fees gevier toe die seun teruggekeer het. Daar was nie verwyte of straf nie. As jy smag na 'n dieper verhouding met God, vat sy hand, erken jou afhanklikheid van hom. Hy ontvang jou met ope arms. Die Message vertaling stel dit onverbeterlik. When you come looking for me, you will find me. Yes, when you get serious about finding me and want it more than anything else, I will make sure you won't be disappointed. En dis Jeremia 29 vers 13 en 14. Om God jou prioriteit te maak, bly 'n lewenslange proses waar jy elke dag kies om nie net jou spaartyd vir God te gee nie, maar jou hele lewe. 'n Mens maak tyd vir dinge wat vir jou belangrik is. As jy smag na 'n dieper verhouding met God, moet jy belê in hierdie verhouding. Dis die beste belegging wat jy ooit sal maak. Dit sal jou lewe verander. Romeine 12 vers 1 en 2 sê dat ons onsself as lewende en heilige offers vir hom moet gee en dat hy ons denke vernuwe. So gelukkig help sy Heilige Gees ons om in Jesus se voetspore te bly loop. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. Moet God nie by jou dagboek probeer indruk nie. Nee, gee vir hom jou toegewyde tyd en aandag. Daar gaan altyd nog 'n taak wees of nog 'n e-pos. Maak tyd vir God. Anders sal jy later nie meer tyd hê vir God nie. Praat met hom reg deur die dag, bid gedurig, maar maak ook op 'n spesifieke tyd elke dag tyd vir hom. Roetine werk vir my. Elke oggend net na 6 is dit my tyd saam met God. Hierdie daaglikse kuiertjie saam met God sal julle verhouding verdiep en verinnig. Gesels openlik met God oor alles, jou seer, jou woede, jou drome. Ons kan eg wees, soos die psalmdigters was. God ken in elk geval die detail van jou lewe.
Godsdienstigheid en wettisme is nie waarna hy soek nie. Hy wil in verhouding met jou staan. Raak genoeg stil, sodat jy sy stem kan hoor. Jy gaan nie sy stem hoor as jy gedurig praat of altyd haastig is nie. Moenie dat die wêreldse geraas jou doof maak vir God nie. Hy wil hê jy moet hom innooi in jou lewe in. Hy kan jou nie dwing om hom lief te hê nie. Net hy sal jou dieper dors stil en vir jou vrede gee wat verstand te bowe gaan.